3 Maart, Christus self ons leermeester. Hy leer ons sy juk is sag en sy las is lig. Want my juk is sag en my las is lig. Matteus 11 vers 30. Ons moet die juk van Christus dra, sodat ons volkome een met hom kan word. Neem my juk op julle, sê hy. Om die juk te dra, bind die sterflike mens met vriendskapbande aan die geliefde seun van God. As die kruis verhoog word, word selfsug uit die siel verwyder. Dan is die mens gereed om te leer om Christus se laste te dra. Ons kan Christus nie volg sonder om sy juk te dra, sonder om die kruis op te neem en dit agter hom aan te dra nie. As ons wil hom nie aan die goddelike vereiste wil onderwerp nie, moet ons neigings verloon, ons dierbaarste begeerte prysgee en in Christus se voetstappe volg. Mense maak vir hulle eie nekke jukke, wat skynbaar lig en aangenaam is om te dra, maar dit skaaf tot die uiterste toe. Christus sien dit en sê, neem my juk op julle. Die juk wat u self op u nek sou plaas met die gedagte dat dit presies pas glad nie. Neem my juk op julle en leer van my die lesse wat julle moet leer, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. My juk is sag en my las is lig. Die Here maak nooit 'n fout betreffend sy erfenis nie. Hy meet die mense met wie hy werk. Sodra hulle aan sy juk onderwerp, sodra hulle die stryd gewonne gee, wat vir hulle en vir die saak van God onvoordelig was, sal hulle vrede en rus vind. Sodra hulle bewus word van hulle eie swakheid, hulle eie tekortkome, sal dit hulle plesier wees om die wil van God te doen. Hulle sal hulle aan die juk van Christus onderwerp. Dan kan God in hulle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae, wat dikwels heeltemal teenstrydig is met die planne van die menslike verstand. Sodra die hemelse salwing tot ons kom, sal ons die les van sagmoedigheid en nederigheid leer, wat altyd rus tot die siel bring. Hoewel u beproewing sal hê, sal daardie beproewing, as u hulle goed verduur, die weg net kosbaarder maak.